Wanneer ons lees in 1 Konings 19, daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. Dan kan ons nie anders as om nuuskierig te word oor wat is die agtergrond van wat hier aangaan nie. Jy sien in 1 Konings 19 volg op 'n dramatiese gebeurtenis in 1 Konings 18 waar Elia die profete van Baal op die berg Karmel oorwin het deur God se krag. Ten spyte van hierdie oorwinning word Elia bang en moedeloos wanneer Isebel dreig om hom dood te maak. Hierdie dreigement gee geleentheid vir Elia om in sy swakheid in ontmoeting te tree met God. En God is die een wat weer moed en rigting gee. Hy gaan sit onder 'n besembos en vra God om sy lewe te neem, want hy voel heeltemal uitgeput en alleen. Net vir 'n oomblik kom ons dink aan hoe ons as mense, selfs al is jy 'n leier, ook oomblikke het van moedeloosheid en vrees. Ons is nie immuun teen emosionele en fisiese uitputting nie. Het jy al ooit gevoel soos wat Elia op daai oomblik gevoel het? En as jy het, gee dit vir die Here. Ons lees verder dat God stuur 'n engel om Elia te voorsien van kos en water. Elia eet, rus en word versterk. 40 dae en nagte spandeer hy aan 'n reis na die berg Horeb. God gee aandag aan Elia. Sien julle die engel wat kos en water voorsien? God versorg. Hierdie 40 dae herinner ons ook in 'n mate aan Israel se tyd in die woestyn en aan Moses se ontmoeting met God op Sinai. Waarom dink jy is dit belangrik dat Elia eers rus en eet voordat hy verder gaan? Waarom dink jy is dit belangrik? En kan jy daarmee assosieer op enige manier? Dat wanneer jy ook alleen moedeloos gevoel het dat jy moes rus, om jou kragte bymekaar te kry, om stil te wees. God sê vir Elia op die berg, om op die berg te staan, want hy gaan verbykom. God gaan verbykom op die berg. Eers is daar 'n kragtige wind, dan 'n aardbewing wat verbykom, 'n groot vuur wat verbykom, maar Elia vind God nie in die aardbewing, of die kragtige wind, of die vuur nie. Maar dan kom 'n sagte fluistering, en Elia bedek sy gesig in eerbied, want hy besef dit is God. In die sagte fluistering ontmoet hy vir God. En God vra weer, wat maak jy hier, Elia? Hoor mooi, God openbaar homself nie in die dramatiese natuurverskynsels nie, maar hy openbaar homself aan Elia in 'n sagte, stil stem. Daar besef Elia, God is teenwoordig in hierdie intieme oomblik.
Is jy bewus van God se fluisterende stem in jou lewe? Dan vind ons God se opdrag en belofte in vers 14 tot 18. Elia herhaal sy kragte, maar God gee hom 'n nuwe opdrag. Om Hazael, Jehu en Elisa te salf, wat deel sal wees om God se plan vir Israel en om Israel te reinig en te herstel. Elia word deel van hierdie plan. God beloof dat daar 7000 getroues in Israel, wat nie voor Baal sal kniel nie, gespaar sal word. Hoe help die Here jou om vorentoe te beweeg? Sien jy sy planne vir jou lewe? Besef jy dat hy 'n plan het met jou lewe? Dat jy nie nutteloos is nie, dat jy bruikbaar is. Dat jy nie onder die besembos hoef te gaan sit nie, dat jy nie hoef te sê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. Die Here is groter as jou probleme. As jou probleme jou oorweldig, moenie bekommerd wees nie, dit oorweldig nie God nie. As jy voel jy is in 'n stryd en jy is alleen, jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. Jou stryd is nie klaar nie, die Here het 'n plan met jou, moenie moed verloor nie. God ontmoet Elia in sy swakheid, waar hy uitgeput en moedeloos is. God versterk hom fisies, emosioneel en geestelik. Hy veroordeel hom nie. Moenie jouself veroordeel as jy moeg, oorweldig en moedeloos is nie. God verstaan, hy wil jou versterk en jou krag gee. Sit jou bagasie voor sy voete en nader vandag na hom toe en vra vir hom, Here, versterk my. Gee my moed, soos wat jy vir Elia moed gegee het en hom versterk het. Mag die Here met die kort insiggewende Bybelstudie vir jou krag gee. Mag jy besef jy is bruikbaar en jy is nooit alleen nie. Wees geseënd en wees altyd 'n seën vir almal in jou lewe.